ek nie sal buig, elke mond getuig, dat Welkom by Vita die Bybelstudies Johannes 15. In ons vorige opname het ons gelees vers 16 en vers 17. Ek gaan hulle net gou weer lees, die twee versies, dan gaan ons aan by 18. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat die Vader, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy dit kan gee. Nee, die woordjie sodat daar was baie belangrik. Dit wat voor sodat staan en dit wat na sodat staan is belangrik, moet dit nie ignoreer nie, kyk daarna, dit verg aandag, ons aandag. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, julle staan direk onder die gesag van Christus. Bly in my, het alles te doen met doen wat ek sê. Goed. Vers 18. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. Nou, weer Johannes se kundige gebruik van die woord, die frase die wêreld, nee, die begrip, die idee, die wêreld, is Johannes se manier om die deel van die mensdom te beskryf wat teen die gesag van God rebelleer. Nee, dis waaroor alles gaan. Dus die gesag van God, die feit dat die mens of daaraan onderdanig is of teen het rebelleer. Die koning staan sentraal in hierdie hele drama. So die wêreld haat julle, so julle moet net onthou, die rede hoekom hulle julle haat, is omdat hy my eerste gehaat het. So, die wêreld haat julle oor assosiasie, is omdat die wêreld erken, dat julle nie deel van die wêreld is, die sisteem wat teen God rebelleer nie, maar dat julle aan die koning onderdanig is en met hom assosieer, deel is van sy koninkryk. En daarom haat die wêreld julle. Julle is nou vyandig, nee, deur assosiasie. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. So kom ons kyk weer na die woordjie uitverkies daar, nee, want Jesus sê in vers 16, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en aangestel om vrug te gaan dra. En toe maak ek 'n onderskeid daar tussen uitverkies tot 'n bepaalde funksie en uitverkies tot redding, en dat wanneer dit gaan oor redding, het ek gesê, is die reaksie van 'n mens elke keer belangrik. En dat dit die deel is van die evangelie reg deur die Bybel van Genesis tot by Openbaring. Ons weet dit want God sê so. So ons bly by dit, staan vas by dit. So wat 'n uitverkiesing praat Jesus hier, want het hy die disippels uitgekies tussen, want dis wat uitkies impliseer, nee, jy het 'n bak vol lekkers en jy kies, sê nou maar Quality Street, nou kies jy soek die, wat soek 'n mens? Jy soek die toffie, jy wil net nie die lemoen storiekie nie. So nou soek jy soek aan die bak vir jou uit, sodat Jesus so uitgesoek sê, okay, ek red jou, en ek red jou, en ek red jou, en ek red jou. Onder hulle tel Judas Iskariot. Die seun van die verderf, hy is ook gekies. Hy is gekies, saam met die disippels, uitverkore, 'n disipel. Hy kry ook die sending saam met die 70 of die 72. Hy gaan ook uit, hy verkondig die evangelie, hy dryf duiwels uit, hy genees siekes. Soos al die ander. Hy is ook deel van hulle. Dan moet ons sê, ja, wel, uit wat ons hier sien, is Jesus se verduideliking, hoekom die wêreld die disippels haat, is omdat hulle aan Jesus behoort. Jesus verduidelik nie hier sodanig 'n leerstelling van die uitverkiesing nie. Hy sê net, julle
word deur die wêreld gehaat, want julle behoort nie aan die wêreld nie, julle behoort aan my, ek het julle gekies. Maar ons weet, dat deel van daardie kiesing het ook te doen gehad met die disippels, wat gekies is, sy reaksie. Nee, dis 'n belangrike saak. Hulle moes reageer, en ons weet, Judas het op die ou einde aanstoot in Jesus geneem en hom verraai. En hy het weggeval. Nou, vers 20 sê, onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy Heer nie, of belangriker as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar. Met ander woorde, wat hulle met my gemaak het, sal hulle met julle maak. Daar was mense wat my woord aanvaar het, so sal daar wees mense wat julle woord sal aanvaar. Daar's mense wat my woord weerstaan het en my vervolg het, en daar's mense wat julle woord sal weerstaan en julle sal vervolg. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom het en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Kan nie sê hulle het nie geweet nie. Jesus sê, ek het met hierdie mense gepraat, ek het myself aan hulle openbaar, ek het vir hulle gewys. En hulle sonde van rebellie word duidelik dat dit nie 'n verongelukte, dit is nie net iets wat hulle sonder hulle medewete oorval het nie, dis doelbewus. Hulle rebelleer teen hom doelbewus, want hulle het die openbaring in hulle midde en hulle het die keuse om te reageer. Maar hulle wil nie reageer nie, soos Jesus vir hulle sê, julle studeer die skrifte omdat julle dink julle saligheid lê daarin en die skrifte praat van my, maar julle wil nie na my kom nie, sodat julle die lewe kan hê nie. Julle wil nie, ek wil dit nie doen nie. Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek julle by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens by mekaar maak, maar julle wou nie. Die reaksie van die mense teen Jesus, hy het na sy eie mense toe gekom, maar sy eie mense het hom nie aangeneem nie, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, van hulle wat in sy naam glo, wat nie deur die wil van 'n man of deur die bloed nie, maar deur God gebore is. Dis hoe jy lewe kry, jy reageer teenoor Jesus, en God reageer omdat jy op sy seun reageer. En daar gebeur bonatuurlike goed in jou lewe, en dis hoe ek die lewe bekom, en deel word van die koninkryk van God. Daar is nie 'n ander woord nie, daar is nie 'n ander verduideliking nie, dit is die evangelie, dit is hoe dit is. En nou, vir die disippels te sê, maar julle vervolging in hierdie wêreld is eintlik 'n soort getuienis vir julle. Dat die mense tree teen julle op, en dis in sy eie reg 'n getuienis vir julle. Die feit dat die wêreld teen julle optree is die wêreld se getuienis dat julle nie deel is van die wêreld nie. Julle behoort nie aan die wêreld nie, en julle behoort aan die koning teen wie hulle rebelleer. En daarom tree hulle teenoor julle op en behandel julle op dieselfde manier as wat hulle teen die koning optree en hom behandel. Dit is die inhoud van wat Jesus sê. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie die werke onder hulle gedoen het wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê. Jesus is nog besig om te sê, hulle is nie onskuldig nie. Hulle is nie onskuldig nie. Hulle het nie net per ongeluk, jetekie daar het hulle per ongeluk nou Jesus weerstaan nie. Nee. Dis doelbewus en bereken. Dis wat hy sê, dis wat hy verduidelik. Ek het hulle gesê, ek het die werke van God onder hulle gedoen, wat die openbarings is van sy eie identiteit, en hulle dit nog steeds weerstaan. Maar nou het hulle dit gesien, en tog het hulle my sowel as my Vader gehaat. Maar die woorde wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehad. Maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is.
Die Heilige Gees het 'n getuienis oor Jesus. Die Heilige Gees lewer 'n getuienis oor Jesus. En wat is die getuienis wat die Heilige Gees oor Jesus lewer? Hy lewer die getuienis dat Jesus is wie hy sê hy is. En die Heilige Gees se hele bediening, soos ons sal sien in die volgende hoofstuk, is gerig op die verheerliking en opheffing en oplig, nee, the lifting up. Maar dis die woord verheerliking. Die beklemtoning, die fokus is op die Seun van God, die Alpha en die Omega. En dat alles wat die Heilige Gees doen is om mense na Christus toe te drywe. En daarmee bedoel ek nie net Christus die saligmaker nie. Dat almal moet nou glo uit vir hulle sondes se sterwe. En sodra jy dit nou glo, dan die Heilige Gees se werk met jou nou voltooi. Nee, dis glad nie wat Jesus verduidelik nie. Dis glad nie wat hy sê nie. Nie eers naaste by nie, dat die Heilige Gees bring mense na Jesus die Here toe. En die wat teen hom rebelleer het hy 'n bediening teenoor hulle, maar ook die wat hulle knieë voor die Seun buig, het ook 'n spesiale ontvang, 'n spesiale bediening vanuit die Heilige Gees. En dat hy nog steeds moet hulle aangaan en nog steeds dieselfde roeping vervul, naamlik wat? Naamlik om hulle na die koning toe te rig en alles wat hy dink, doen en sê. Dis die bediening van die Heilige Gees. Is nie iets anders nie. Jesus verduidelik dit pragtig. So, gaan ons daar stop. Kom voel dit vir my, hierdie was dalk nou so 'n bietjie kort. Maar kom ons stop daar. En dan gaan ons volgende keer aan met 'n nuwe hoofstuk. Elke knie sal buig.